Goeiedag. Baie dankie dat u inskakel saam met ons aanlyn. Ek moet net 'n regstelling maak. Daar het 'n weerspreking ingekom in die erediens. Ek het die woorde gebruik dat daar was nie 'n kerk in Efese nie. Ek wil net die regstelling maak. Efese was nie 'n Christelike stad nie. So dit was nie 'n kerkgaande stad soos wat ons miskien vandag groot stede met kerke sou ken nie. Dit was 'n heidense stad waarin daar 'n geloofsgemeenskap was wat by mekaar gesit is, heel moontlik toe Priscilla en Aquila daar was, het hulle die evangelie aan hulle verkondig en Timoteus sou later daar dan leraar gewees het in die gemeente. So verskoon asseblief die weerspreking. Die bedoeling is om te sê dat ons moenie as ons na Efese kyk dink na 'n stad met 'n kerk soos wat ons dit ken vandag nie. Dit sou maar kleiner groepe gewees het, gelowiges wat saamgegroepeer was. Hulle was in baie ongemaklike omstandighede blootgestel, baie vervolging deurgegaan ensovoorts. So vergewe asseblief en onthou dat daar was wel 'n gemeente gewees, maar die stad was nie bekend as 'n Christelike stad nie. Dit was 'n heidense stad, soos wat ons ook later in Efesiërs sal ontdek. Maar baie dankie en ons sien uit om ook op hierdie manier saam met julle te reis. U kan die Bybels vir my oopmaak by Efesiërs 1. Dis op bladsy 251. Die van u wat 'n prentjie Bybel het, sal sien dat van die beelde op die skerm is ook in die prentjie Bybel so op by die hoofstukke. Ek noem dit 'n prentjie Bybel, ek weet nie wat anders nie. Ek sal deur die loop van Efese presies verduidelik wat die beelde is en wat daar gepaard gaan. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat ons as gemeente nou die voorreg het om die woord te kan lees. Here, baie dankie dat ons ook uit die woord uit kan sien hoe u na ons kyk. Dat ons ook uit die woord uit opnuut kan sien wie ons vir u is. En dankie Here dat ons die voorreg het om as gemeente in ons eie taal u woord te kan bestudeer. Ontmoet ons deur die woord, Here, rig ons deur die woord, stuur ons deur die woord, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Net so kort inligting, ek sal soos ek net al gesê het, deur die loop van die tyd bietjie meer inligting oor Efese gee. Efese is een van die grootste stede wat daar was in die antieke Romeinse tyd gewees. Hy was ook een van die stede gewees met een van die 3 grootste biblioteke wat daar in die wêreldse geskiedenis met die tyd was. Een was in Alexandrië in Egipte, die een daar agter Paulus. Dis nou die ruïnes van hom, maar dit is die Celsus biblioteek en dan is daar ook in Pergamum 'n biblioteek gewees. So dit was waar hulle die kennis, kan ons amper sê, van die Romeinse ryk bymekaar gemaak het en versamel het, alhoewel die biblioteek in Alexandrië al baie vroeër begin het om dit te doen. Paulus was in Efese gewees, hy het 3 jaar daar gewerk. Priscilla en Aquila, van wie ons lees in Handelinge, hulle was saam met hom daar, en nadat Paulus uit Efese uit is Timoteus, die jong Timoteus, nou wie die Timoteusbrief geskryf is, hy was toe leraar van die gemeente in Efese. Wanneer ons hierdie boek lees, sal ons sien dat hierdie brief is nie na 'n gemeente gerig nie, maar eerder na 'n klomp gelowiges binne in die stad. As jy deur die stad stap, sien jy hier en daar sulke merktekens van waar gelowiges was en hoe hulle bymekaar gekom het. In die stad het hulle nie sommer as geloofsgroepies bymekaar vrylik gekom nie, veral nie na die tyd nadat Paulus uit nie, want hulle het 'n vervolging van die gelowiges in die stad begin, maar binne in hierdie stad was daar, soos ek nou gesê het, gelowiges wat in die geheim bymekaar gekom het. Hierdie stad was bekend vir die godin Artemis, die voorsiener
die versorger. Julle sal daar in die agtergrond sien staan. Hierdie stad se groot handelsproduk was Artemis beeldjies wat hulle verkoop het. En Paulus het in Handelinge te velde getrek teen hulle toe hy vir hulle gesê het, maar hierdie Artemis is 'n dooie god. En toe begin hulle die oproerigheid. Net onderkant die amfitheater is die groot markplein waar Paulus en Priscilla en Aquila hulle winkeltjie sou gehad het, hulle tente gemaak vir 'n lewe. En so Paulus sou daar gesit het in hierdie winkeltjie toe hy hierdie chaos hoor wat hier aangaan, want hulle toe nou begin sê, ja, maar Artemis is God, Artemis is God. En toe wil Paulus hulle loop stil maak in die amfitheater. Toe sê die leiers van die stad, Paulus, hier moet jy uit, want vandag gaan hulle vir jou doodmaak. In Efese word Paulus gesien as die groot, jy kry mos nou die protagonis en die antagonis. Die protagonis is die good guy in die storie, en die antagonis is die slegte ou in die storie. Dis nou jou J.R. Ewings en jou Bobbies, hulle word nou teen mekaar afgespeel. So Artemis word as hierdie geloofsheld en hierdie groot wonderlike positiewe karakter in Efese geskets, en Paulus word gesien as haar direkte teenstander. So dis te midde van hierdie wêreld waarin hulle was, wat Paulus dan nou vir hierdie gelowiges in Efese skryf, in die distrik van Efese, nie vir 'n klein gemeentetjie op sy eie nie. Hy begin van Paulus se apostel van Christus Jesus deur die wil van God, in Efese wat aan God genade en van almal in Efese wat aan God behoort en in Christus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus kom die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is ons in Christus verkies om heilig en onberispelik vir hom te wees. In sy liefde het hy volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die liefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op aarde is onder een hoof te verenig, naamlik Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons die eerstes wat ons hoop op Christus stel, die grootheid van God prys. Deur Christus het julle ook deel geword van die volk van God, toe God julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle, kom ek lees net weer. Deur Christus het julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle is die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Net tot daar. Hier het ons 'n mond vol. Ons word hier in hierdie inleidingswoorde van Paulus oor hierdie brief gekonfronteer met 'n doxologie. Nou doxologie is eintlik dood eenvoudig. Die woord doxologie word of afgelei van doxa, wat in die Christelike woordeskat verwys na die heerlikheid van God. In die liturgie dui die woord doxologie op 'n manier waardeur God verheerlik kan word. Die doxologie is 'n lofprysing wat meestal trinitaries verwoord is. Met ander woorde, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar's twee van hierdie doxologie in Efesiërs. Die een is in hoofstuk 1 en die ander een in hoofstuk 3. Ons sal later weer by daai een kom. Ek gaan vir u 'n volledige uitgebreide
inligtingstuk oor die doxologie uitstuur op die gemeentekommunikasie, sodat u dit ook bietjie so sistematies kan volg. Maar wat ek wil hê, wat belangrik is, wat ons hier moet raak sien, dat Paulus kom sê van vroeg af vir hierdie gelowiges, wie hulle identiteit bepaal, waar hulle identiteit is, en wie hulle is. Ons identiteit, sê hy vir hierdie gemeente, lê op 3 vlakke. Vader, Seun en Heilige Gees. God, Christus, Gees. En dan vat hy hulle deur hierdie eerste gedeelte, en dan sê hy vir hulle telke male met die woorde wat herhaal, en daarom moet ons die grootheid van God prys. Hy begin eers vir hulle sê, dat hulle is besonderse mense deur God gekies, nog voor die grondlegging van die aarde af, het God hierdie geloofsgemeenskap vir hom gekies. Hy het hulle opgeroep, hy het hulle bymekaar gemaak, hulle deel daarvan gekry deur dit wat op Golgotha gebeur het, deur Christus wat sy lewe kom gee het, wat hulle kom loskoop het, wat hulle kom vrykoop het, en omdat God ons gekies het, sê hy, moet ons sy lof besing, omdat sy Seun ons vrygemaak het, moet ons sy lof besing, en omdat die Heilige Gees hierdie beloftes aan ons beloof, dit deel van ons maak, ons dit vir onsself kan toe-eien as te ware, moet ons ook die Gees prys. So God drie-enig word opgeroep, beprys wil ek amper sê, geloof en aanbid, op grond van God se ingryping in die werke in die lewe van die gelowiges. Dis wie ons is. Deur God geroep, deur Christus verlos, deur die Gees verseël. Ons is nie ons mislukkings en ons tekortkominge en ons teleurstellings nie. Paulus kom vroeg en hy sê vir hierdie gemeente, nadat hy al van hulle af weg is, hulle was toe al aan vervolging en allerhande goed onderhewig, dwaalleer wat na vore gekom het, wat werklik die lewe vir die gelowiges moeilik gemaak het. Soos ek sê, hulle het nie die vrymoedigheid gehad om te kon doen wat hulle wou nie. Nou kom sê Paulus vir hulle, moenie in hierdie goed vaskykie, besef wie jy in Christus is, besef wie Christus vir jou is, besef wie God vir jou is. My kerk, my kinders, julle is verkies deur die Vader, verlos deur die Seun, bewoon deur die Gees. Eindelik moet julle, my kinders, 'n doxologie wees. Met ander woorde, wat beteken dit? My lewe moet 'n loflied, 'n aanbiddingslied van God wees. Elke dag. Want ek is gekies deur die Vader, verlos deur die Seun, en ek word bewoon deur die Heilige Gees. Hierdie ritme gebruik Paulus oor en oor en oor en oor in hierdie gedeelte. En waarop loop dit uit? Op daai oomblik, wat alles wat in die hemel is, en alles wat onder die aarde is, onder een hoof sal buig. Christus Jesus. En waar gaan dit gebeur? In die volëinding van die tyd. Soos die skrif ons leer. Maar ek kan nou alreeds die lewe leef, gerig. Julle God het jou kom kies, het jou op jou naam geroep, op Golgotha was jy in sy gedagtes, toe sy Seun vir jou gesterf het. En hy het sy Gees vir jou gegee om hierin te leef. Dis wie jy vir hom is. Eindelik kom sê Paulus, sien net raak wie God vir jou is. Want hy sê, as jy regtig snap wie God vir jou is, gaan jy nie anders kan as om hierdie opgewonde, opgeruimde loflewe te leef tot eer van God nie. Want wanneer ek na my kyk soos God na my kyk, dan beteken dit ek moet eintlik van myself vergeet. Want wanneer ek met myself behep is, kry ek nie reg want ek sien my foute, my tekortkominge, my mislukking, my nie het nie, my nie die nie, my nie daai nie, wat ook al. Maar wanneer God na my kyk, hy by dit alles verby en hy sien in my die potensiaal van iemand wat hy gekies het. Die Psalm sê dit so mooi, Here, toe ek nog in die skoot van my moeder was, daar is u planne al vir my opgeteken. Toe jy my daar aan mekaar geweef het, daar het God jou al gekies vir jou rol in sy roeping. Daar het God geweet, ek gaan jou verlos deur my Seun, en daar het God geweet, ek gaan my Gees gee, sodat jy 'n lewe in oorwinning kan leef, omdat jy weet eerstens wie ek, God drie-enig vir jou is.
Kyk hoe begin Paulus hierdie brief. Hy help hierdie mense eers verstaan wie hulle veronderstel is om te wees. Hierdie is julle, kan ek die woord heritage gebruik, né? Hierdie is julle heritage, hierdie is julle erfenis, hierdie is julle destiny, dis julle bestemming, dis waarmee jy moet besig wees. Dis wie jy eerste moet wees. Want sien my kind en my kerk, jy bestaan nie vir jou eie oorlewing nie, maar vir God se openbaring. Dis hoekom jy eerste hier is. Ek is nie hier vir my eie oorlewing nie. Die kerk mag nooit op 'n punt kom wat hulle moet planne maak oor hoe ons gaan oorleef nie. Want die kerk moet God openbaar. Dis haar eerste roeping. Maar ons raak so vasgevang in oorlewingsplanne en strategieë, dat ons God begin vergeet en op die program wil vertrou, en dan op die ou einde God se wil misloop. Ons moet nou planne maak, want hier is nou 'n krisis. Kom ons soek eerste vir God. As die kerk se dak afgewaai het, laat hy maar afwaai. Dis nie nou belangrik nie. God is nou vir ons belangrik. Want ons moet besef wie God vir ons is. En wanneer ek hier praat van kerk, dan verwys ek tweeledig, 1 individu en 2 die groter geloofsgemeenskap. Dis hoekom ek persoonlike studie en groepstudie saam uitstuur, want dis met hierdie teks wat ons gaan werk in hierdie week. Wat beteken dit vir jou om te weet God het jou uitgekies? Wat beteken dit vir jou om te weet God het jou verlos? Wat beteken dit vir jou om te weet hy het sy Heilige Gees vir jou gegee sodat jy kan leef? Wat beteken dit vir ons as kerk vandag? Ons as kerk wat 'n klomp planne moet maak en 'n klomp goed in plek moet sit vir ons wil vorentoe gaan. Maar ons sal eers op 'n punt moet kom wat ons voor God gaan stil raak en sê, Here, wie is U vir ons en wat wil U hê moet ons vir U in hierdie gemeente doen? Hoe moet ons doksologie vir U hier in Kakamas lyk? 1 as geloofsgemeenskap en 2 as gelowige by my huis, daar by die skool, tussen die wingerd, agter die til, maak nie saak waar ek myself bevind nie. Want God drie-enig is totaal en al by jou betrokke en vir jou en het vir jou reeds gekies. Maar onthou, jy sê vir jouself. Jy is hier vir God se openbaring. Die kerk is 'n gemeenskap wat deur die Vader gekies is, deur die Seun verlos en deur die Gees bewoon is, sodat God se naam in die wêreld aanbid en geëer word. God seën ons om alles in almal te vervul. As dit nie ons roeping is nie, dat is moeilikheid. As dit nie vir ons gaan oor God se naam, wat geëer moet word en aanbid moet word, het ons nie bestaansreg nie. Ons is hier vir onsself nie. Ons is hier want God het ons hier gesit. Met 'n roeping, 'n verantwoordelikheid en 'n opdrag. En nee, nie net Sondag by die kerk nie, elke dag van my lewe. My doen en late as individu, as gelowige, moet in besef van wie God vir my is, nie anders wees as 'n lof. Maar dis mos hoekom my laaste sola daar staan. Soli Deo Gloria, dis wat dit is. Dis hoe doksologie lyk, 'n lewe alleen God ter eer. Alleen God ter eer. Dis waarvoor ons hier is. So dan moet ek maar vir myself 'n paar vrae vra. Leef ek werklik tot God se eer? Is God se eer werklik vir my belangrik? Is dit werklik ons as plaaslike gemeente hier in Kakamas se roeping? Dat dit vir ons om God se eer eers te gaan?
Want sien, as ons eerlik is daaroor, gaan ons dalk besef, hier's 'n paar goed wat ons moet los, en 'n paar goed wat ons dalk anders gaan moet begin doen, om hierby uit te kom. Kerk is nog nooit geroep om te oorleef nie. Nog nooit. Die kerk is gestuur. Gestuur met 'n roeping. Ons roeping is 'n lewende doxologie. Ek wil julle nie, julle ken my na 18 jaar al goed, ek wil julle nie nou verveel met die detail van die dogmatiek wat hierin is. Ek stuur vir julle Bybelstudie waarmee julle daarmee kan handel. Is baie mooi verduidelik daar. Maar ek wil hê ons moet vandag iets verstaan. God was van die begin af nog altyd by ons, saam met ons en betrokke. God drie-enig. God het jou gekies, eer sy naam. Christus het jou verlos, prys hom. Die Heilige Gees is by jou, aanbid hom. Sorg dat dit jou lewe raak. Jy kom by baie plekke, dan staan daar ons visie en ons missie. Ek weet die visie en die missie verander soos wat die personeel verander. Miskien moet ons hier begin skryf, ons ruggraat is 'n lewe tot eer van God. En ons aanvaar verantwoordelikheid, as iemand vir ons kom sê, jy leef nie nou tot eer van God nie. So waar is dit dan nou oral? My alles, elke besluit wat ek neem, elke ding wat ek doen, moet ek myself kan afvra, is hierdie besluit tot God se eer? Of nie? Maar miskien moet ek eers vra, wie's regtig God in my lewe? Want dit gaan my besluit bepaal. Want as ons eerlik vandag vir mekaar sê, ek leef nie tot eer van God nie, dan sal iets anders wat belangriker as God is my lewe. Maar as ek kan sê ek leef tot eer van God, dan is God alles in my lewe. Ek wil nie so ver gaan deur te sê, jy ken die antwoord in jou lewe, jy ken daai antwoord nie. Maar ek wil so ver gaan om te sê, kom ek gaan vra vir jou buurman, tot wie se eer leef jy? Kom ek vra vir jou vrou, tot wie se eer jy leef jy? Kom ek vra vir jou man, tot wie se eer leef jy? Kom ek vra vir jou arbeider en jou werker, tot wie se eer leef hierdie persoon, in wie se huis jy werk? Tot wie se eer staan hierdie gemeente hier? 115 jaar hierdie jaar. Tot wie se eer staan hy hier? Dit wat ons nou gehoor het, wat gaan ons met dit maak? In ons denke oor kerkwees in Kakamas. Ons is nou in 'n posisie van ongemak geplaas.
Maar partykeer vra hierdie posisie, nie dink, herdink en oordink. En is ongelooflik, dat die nie dink en die herdink en die oordink my terugvat na die ou bekende toe. Wanneer dit by God kom, is nie dink en herdink en oordink, 'n teruggaan na wat dit veronderstel was om te wees. En van daar af gaan ons vorentoe. Dis hoekom ons by Efesiërs begin. Want Efesiërs, daai mense het dit die reg gekry om te midde van chaos kerk te wees. Nie noodwendig so groep mense soos ons vandag nie. Ja, later jare het daar groot kerke gekom ensovoorts. Daar staan massiewe kerke, is nou net ruïnes daar. In Openbaring het God vir die gemeente gesê, kykie, julle moet julle self reg kry, anders gaan julle uitgewis word. Daar is niks van daai plekke oor nie. Maar interessant genoeg, in die ou stad Efese, 'n paar jaar later, was daar ook 'n vergadering gehou, 'n groot kerkvergadering gehou in die tyd toe die Christendom weer herversprei het, Konstantyn se tyd, waar hulle begin dink het en vra het, maar wie is Christus vir ons? Wat maak ons met Christus? So sien, dis maar so wisselwerking, van dan val die besigheid plat, want hulle droog gemaak, en dan word hy weer opgetel. En vandag is daar net klippe op 'n hoop, dis al wat oor is. Van 'n hele stad. Maar ten spyte van daai chaos, deur die tyd heen, kom hierdie woorde na ons toe. Jy is deur God geroep, deur sy seun verlos, en deur sy gees beseël vir 'n roeping, om kind van God te wees wat 'n lewe leef tot eer van God alleen. Uit daai klippe uitkom daai boodskap. Want die boodskap het die klippe oorleef. Die boodskap het die eeue oorleef. En hierdie boodskap sal ons ook oorleef. Maar wat maak ons vandag daarmee? Here, dankie dat U ons opnuut weer rig en wys wat die ou waarheid van die evangelie is. En Here, wanneer ons met hierdie evangelie besig raak, vra ons dat U 1 ons hierdeur sal toerus, en 2 dat U ons hierdeur sal herstel, om weer uit te kom waar U wil hê ons moet wees, o Here. Vir my as leraar van hierdie gemeente, met die kerkraad, elkeen hier verteenwoordig, tot die kleinste babbertjie wat hier huil, Here, ons kom plaas onsself voor U, en kom vra dat U ons, U hart, sal kom wys, o Heer. Rig en stuur ons in lyn met U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.